Goeiemôre almal, baie welkom op hierdie koue dag. Ek is bly is daar 'n paar gesiggies. Vanmôre staan ons stil by die 6ste teken, die genesing van die blinde man. Nou, die meeste van ons neem sig om te kan sien as vanselfsprekend aan. Dit is maar hoe dit moet wees, né? Totdat ons dit verloor. Stel jou voor, jy maak nou jou oë toe en jy kan dit nooit weer oopmaak nie. Die wêreld is donker. Maar as jy alreeds kon gesien het, dan kan jou brein kan nog beelde oproep van die sneeu wat ons nou net daar buite gekyk het. As ek my oë toemaak, dan kan ek nog onthou hoe die sneeu gelyk daar buite, want ek het dit gesien. Maar as jy nog nooit gesien het nie, van geboorte af, dan is daai ruimte leeg. Want jy het nog nooit iets gesien nie. Nou dit was die wêreld waarin hierdie man wat blind gebore was. Hy het nie blind geraak nie, hy was blind gebore waarin hy geleef het. So kom ons lees gou saam vir Johannes 9 vers 1 tot 11. Die genesing van die blindgebore man. En in die verbygaan het Jesus 'n man gesien wat van sy geboorte af blind was. Sy disippels vra hom toe: "Rabbi, wie het gesondig? Hierdie man of sy ouers, dat hy blindgebore is?" Jesus het geantwoord: "Nog hy, nog sy ouers het gesondig. Maar dit het gebeur sodat die dade van God in hom geopenbaar kan word. Ons moet die dade doen van hom wat my gestuur het, terwyl dit nog dag is. Die nag kom, wanneer niemand kan werk nie. Solank as wat ek in die wêreld is ek die lig vir die wêreld." Nadat hy dit gesê het, het hy op die grond gespoeg en modder van die speeksel gemaak, die modder aan sy oë gesmeer en vir hom gesê: "Gaan was jou in die bad van Siloam," wat as dit vertaal word gestuurde, beteken. Hy het toe gegaan en hom gewas, en toe hy terugkom, kon hy sien. Die bure en die mense wat hom voorheen gesien het toe hy 'n bedelaar was, sê toe: "Is dit tog nie hy wat hier gesit en bedel het nie?" Ander het gesê: "Dit is hy." Nog ander het gesê: "Nee, dit lyk maar net soos hy." Maar hy het gesê: "Dit is ek." Hulle vra hom toe: "Hoe is jou oë dan oopgemaak?" Hy antwoord: "Die man wat Jesus genoem word, het modder gemaak en dit aan my oë gesmeer en vir my gesê: 'Gaan na Siloam en was jou.' Ek het toe gegaan en my gewas en ek het begin sien." Nou, klink dit nou vir julle onmoontlik dat so iets nou kan gebeur? Blindgebore, word modder op jou oë gesmeer, jy gaan was jou, jy kan sien. Hoeveel maal het ons al gehoor dat dit gebeur het? Ons eerste instink om te sê, nee, dit sal nooit gebeur nie. Maar soos ek nou ons Vader en vir Jesus en Heilige Gees ken, ons moet nooit sê dat dit nooit kan gebeur nie. Dis moeilik om vir ons so 'n wonderwerk te kan voorstel, want ons wat sig het, dis baie moeilik vir ons, want ons kan nie ontsien wat ons gesien het nie. So dis moeilik om te dink, niks kon sien, nooit, en hier gebeur hierdie, en jy kan sien. Maar dan lees ons later in Johannes 9 vers 32. Van die begin van die wêreld af het niemand nog ooit daarvan gehoor dat iemand die oë van 'n blindgebore persoon oopgemaak het nie. Nou, ons almal is verskillend en ons kyk anders na die wêreld. Ons sien dit nie hoe die wêreld regtig altyd lyk nie. Ons sien dit soos ons is, want as ons 'n positiewe mens is, dan kyk jy na die wêreld en jy sien net positiewe goed, maar as jy 'n negatief geneig is om negatief te kyk, dan kyk jy na situasies en jy sien net die negatiewe raak. Hierdie mense wat oor alles kla. Daar's min sulke mense in my lewe, maar ek ken sulke mense. Hulle kla oor absoluut alles. O, dis te warm vandag. Nee, dis te koud vandag. O nee, die kos is so lekker, 'n bietjie sout bygesit het. Niks is reg nie. Maar tog as jy met hulle begin gesels, dan klim jy so 'n bietjie in hulle wêreld in en dan sien jy, o, maar dis omdat hulle op hierdie manier na dit kyk. So, ons almal kyk anders. Nou die man wat blindgebore was, dink nou net, toe hy moes daai oomblik
Toe hy besef ek kan sien, hoe oorweldig moes hy nie gewees het deur al die beelde wat hy gesien het nie. Skielik, van piknag donker na kleurvol en mense in, ek dink hy het nie eers self geweet, hoe lyk die plek waar hy gebly het nie, enigiets. Maar hy het dit gesien vir wat dit werklik was. 'n Wonderwerk. Want niemand het nog ooit 'n man wat blind gebore was, laat sien nie. Nou, ek is nou nie 'n dokter nie, en ek is definitief nie 'n oogspesialis nie, maar selfs die eenvoudigste prosesse in die oog is vir my goddelik kompleks. Hy het ons liggame ongelooflik met detail gemaak. Die retina byvoorbeeld doen byna 10 miljard berekeninge per sekonde. En dit is nog voordat die beeld die optiese senuwee bereik het. Dink so daaroor. En as ek nou moet regtig eerlik wees, ek weet glad vir dit werk nie. Ek verstaan dit nie, maar dit is die punt. Want dit is goddelik kompleks. Die skepping van 'n oog, net om te kan sien, om kleure te kan onderskei, net die feit dat daar verskillende kleure is. Kyk 'n bietjie om jou rond. Ek sien verskeie kleure. Rooi val my op, rooierig, maroenerig. Dit staan nou af uit. Spreuke 20 vers 12 sê, hoor hier, 'n oor wat luister en 'n oog wat sien, die Here het ook albei gemaak. Nou, wees nou maar eerlik met jouself, jy gaan dit lees en jy gaan daarby verbygaan. Jy gaan nie stil staan, wat het ek nou eintlik nie gelees nie? Dit om die optiese vir die oog en die auditiewe detail van so 'n vers regtig te kan verstaan, moet ons baie navorsing gaan doen, ons moet gaan medies studeer, om beter te weet van die oor en die oog. Maar God het beide gemaak. Te kan sien, te kan hoor. So hierdie 6de wonderwerk gaan oor veel meer as net die genesing van blindheid. Die genesing van hierdie blindgebore man is nie net 'n wonderwerk nie. Dit is 'n illustrasie van die lig wat Jesus in hierdie wêreld bring. Soos mense op hom reageer, word hulle geestelike toestand geopenbaar. Ek sien dit elke week met mense wat ek in pastoraal berading sit. Hoe hulle geestelik reageer op wanneer ek 'n boodskap van die Here bring, die lig van die wêreld. Die wat hulle behoefte aan sy lig erken, ontvang genesing en insig. Maar die wat hardnekkig in hulle eie sien, dit wat hulle wil sien, volhard, hulle bly blind. Maar Jesus gryp aktief in mense se lewens in, om lig te bring. Maar een van die mooiste goed vir my is 'n nuut persoon wat nuut in die geloof instaan, nuut bekeerde. Hulle wil die wêreld versit, want hulle is so opgewonde, hulle wil vir almal vertel van Jesus. Ons het nou al gepraat van The Chosen, die vrou by die put, as julle daai episode gesien het, hoe opgewonde sy was, hoe sy gehardloop het en gesê het, ek gaan vir almal vertel, ek gaan vir almal vertel, ek het hom gesien, want sy kon weer geestelik sien. Nou, hierdie lig is nie net fisies nie, maar dis ook geestelik. Soos in die genesing en in die geloof van hierdie blinde man, want hy het net nie fisies kon sien nie, maar hy het ook in die gees, het hy erken hierdie is 'n wonderwerk. Blindheid, om dit te kan sien, is dalk 'n bietjie meer kompleks om te genees, juis weens die ingewikkeldheid van die mens se oog. Maar Jesus het nie net hierdie blinde man genees nie, hy genees iemand wat blind gebore is. So as ons net na die mediese kant gaan kyk, wat beteken dit? Daar is geen synaptiese verbindings tussen hierdie man se optiese senuwee en die visuele korteks in sy brein nie. Daar's niks. So hierdie genesing was nie so eenvoudig soos om net 'n katarak te verwyder of om astigmatisme reg te stel nie. Ek het astigmatisme in my een oog, ek het nie eens geweet mens kan dit regstel nie. Jesus het hierdie man se brein herbedraad. Op 'n dag net herbedraad. Hy skep 'n synaptiese netwerk wat voorheen nie bestaan het nie. Dis nie sommer net van, jy sien nie.
Dis groter as wat ons breine eintlik kan verstaan. So as hierdie man, hierdie blinde gebore man vandag na 'n oogspesialis toe moes gegaan het, sou sy toestand as onomkeerbaar beskou geword het. Jammer meneer, ons kan regtig niks vir jou doen nie. Maar die natuurlike venster van geleentheid het vir hierdie man dan gesluit. En sorry meneer, jammer, ons kan niks vir jou doen nie. Maar dis juis dan wanneer God van sy grootste wonderwerke doen, wanneer ons dink, daar kan niks gebeur nie. Wanneer dit menslik onmoontlik vir ons lyk. Maar hier is een vers, wat jare gelede, 12 plus jaar terug, my eerste ervaring van dat God met my praat, dat hy vir my gesê het, wat vir die mens onmoontlik is by God moontlik, Lukas 18:27. En dit laat my net besef, ons moet nooit sê nie, never say never, ever. Want as ons dink dit kan nie gebeur nie, dan hoor ek eintlik dat God sê, watch wat gaan ek nou doen? Vir Sarah in die Bybel het haar kindergeboortejare lank al verbygegaan toe sy vir Isak gehad het. Maar dit het nie vir God gekeer om 'n bonatuurlike venster van geleentheid oop te maak nie, om sy belofte te laat waarmaak nie. Die maagdelike geboorte, voordat Maria se natuurlike venster oop was, is die seun van God deur die gees van God verwek. Daar's niks wat God nie kan doen nie. As jy nou vandag moet hoor, 'n meisie wat nog gemaagd is verwag 'n baba, gaan jy dit, ag sy sê maar net so. Dis onmoontlik. En niks is onmoontlik by God nie. Nou voel julle wat hier sit, dat jou kans op genesing gemis het, of op die herstel van 'n verhouding, of jy het jou kans gemis om hierdie herhaaldelike foute wat jy maak, om te draai en die regte ding te doen. Of jou vorige verhouding het in 'n gemors geëindig en jy is nie seker of jy ooit weer iemand vir kan lief hê en vertrou nie. Voel jy dis te laat? Kan nie gebeur nie. Jesus is die een wat genesing bring vir al bogenoemde goed en nog vele ander. Hoe weet ek dit? Ons het in die woord gelees van Jesus het die vrou met bloedvloeiing genees. Die vrou by die put, uit haar genees. Jesus het die melaatse genees. Jesus het die vrou wat op heterdaad betrap was genees. Nou ek weet nie wat in elkeen van julle se lewens aangaan en wat die omstandighede is nie. Maar ek weet dat God 'n nuwe pad kan vorm. Of 'n ou pad herstel. Hy kan. Hy is die God van tweede kanse, derde en vierde en duisendste. Dis nooit te min nie. Dis nooit te laat nie. Dis nooit te groot nie. En jy is genoeg. Jy is goed genoeg. Want wanneer Jesus betrokke raak, moet nooit sê nie. Maar nou gaan julle my vra, maar wat doen ek wanneer die wonder ek glo dat nou nie gebeur nie? Glo dan nou daarin. Wanneer jy hart bid en jy wag. Maar jou dag breek net nooit aan nie. Maar dan dink ek aan die vrou van bloedvloeiing. Soms moet ons aanhou en vasbyt vir 'n wonderwerk. Sy het vir 12 jaar lank vasgehou. En al wat sy wou gedoen het, was om net aan die soem van sy kleed te raak. Sy het geweet, as ek dit doen, eers aan homself en net aan sy kleed, gaan ek gesond raak. 12 jaar vir hom gewag. Maar soms moet ons die nuwe normaal aanvaar en besef dat God homself dalk wil verheerlik op 'n manier wat jy self nie sou gekies het nie. Ek het dit al baie beleef. Dit verg enorme groot geestelike onderskeidingsvermoë, discernment, om te weet wanneer om te vertrou en wanneer om te aanvaar. Wanneer hierdie lewe wat ons so hoopvol voor is, anders uitdra as wat ons gehoop het. En ons vra hoekom, Here? Ek dink nie daar's iemand dalk hier wat nog nie op 'n stadium in hulle lewe gevra het, Here, maar hoekom? Ek het dit al baie gevra, baie. Dan vind ons antwoord in die evangelie van Johannes. Want die familie en die vriende van hierdie blindgebore man het 'n foutievelike aanname gemaak. Ons het gelees oor sy blindheid, het hulle gesê, jy weet, was dit nou hy wat fout sonde gedoen, of was sy ouers?
dit het net gemaak, dit was onakkuraat en dit gemaak dat daar nog 'n swaarder las op hierdie man lê. Ek is blind, so was dit my skuld? Is dit my ouers se skuld? Maar dit was nie, want die vraag aan Jesus was wie het gesondig? Hierdie man of sy ouers, hulle het geglo is as gevolg van 'n sonde of 'n generasievloek of 'n gebrek aan geloof, maar daar moes iets gewees het wat dit veroorsaak het. Maar Jesus stel die rekord reg, dat dit nie een van bogenoemde is nie. Want in Johannes 9 vers 3 staan, Jesus het geantwoord, nog hy, nog sy ouers het gesondig. Maar hoor hier, maar dit het gebeur sodat die dade van God in hom geopenbaar kan word. Wat doen ons nou wanneer hierdie lewe nie volgens ons plan verloop nie? Want ons het mos 'n plan. Ons, al die jong mense sê vir my, "O, dis wat ek gaan doen en dan gaan ek soontoe gaan en ek gaan daar studeer en ek gaan hierdie doen en daardie doen." Maar wat van as dit nie so verloop nie? Dan soek ons mos onmiddellik iemand of iets wat ons kan blameer. Tel jy die tuin van Eden, Adam en Eva? Wat het Eva gesê? Die duiwel het my dit laat doen. Sy het 'n keuse gehad. Die blame game gaan niemand laat wen nie. Niemand. En gewoonlik eindig dit, die Engels praat van 'n pity party, 'n selfbejammerdende partytjie. Ons gaan sit en ons is so jammer vir onsself en ons is so, as daai ene nou nie dit gedoen het nie, dan was my lewe nou reg. Maar ons moet 'n selfbewussyn hê, 'n self-awareness, dat die omstandighede wat ons vra dat God dit moet verander, is dalk juis die omstandighede wat hy gaan gebruik om ons te verander. Hy gaan nie noodwendig die omstandighede altyd verander soos ons dit wil hê nie, maar binne in dit verander hy vir ons. En ons gaan nie die antwoorde altyd kry van hoekom Here nie. Ons gaan nie. In elk geval nie aan hierdie kant van die ewigheid nie, eendag. Ja, aan die ander kant. Maar soms los God vir ons leidrade. En soms kry ons ook nie die wonderwerk waarvoor ons gebid het nie. God gee vir ons 'n ander een, 'n beter een. Wat dalk nou nie jou eerste keuse sou gewees het nie, maar dit gaan verseker nie tweede beste wees nie. Want hy weet wat die beste vir ons is op daardie spesifieke tydperk. Ons dink ons weet, maar ons kan nie in die toekoms insien nie en ons weet nie wat vir ons voorlê nie. My woorde is altyd, ek dink as God so afkyk na die aarde, dan sy nou nie meer rond ons maak om oop en hy lê dit soos 'n puzzle. En hy maak skuwe en hy kan vooruit sien dat hier sit ons kerk, hier sit ons mensies en oral is daar mense in kerke vandag en hy weet dat een wat in daai kerk sit wat hy graag in hierdie kerk connect, want die een gaan in die ander een se lewe inspreek. Die woorde wat hy vir daai een gaan gee. En dan ontmoet jy iemand, jy kan verstaan, hoekom moet ek hierdie mense ontmoet? Wat moet ek nou hier doen? Is vir 'n rede in mense se lewens. Want ek glo ook nou as ek sal vra vir julle, weet al vir God gevra om vir jou 'n deur of deure oop te maak. Het sy dit is vir werk of iets wat jy so graag wil hê, of vir jou kinders, ons so graag 'n oop deur hê. O, ek het al baie, ek het al vir duisende deure oopgevra. Openbaring 3 vers 8 sê, ek ken jou dade. Kyk, ek het voor jou 'n oop deur gegee, wat niemand kan sluit nie. Al is jou krag min, het jy vasgehou aan my woord, en het jy my naam nie verloon nie. Die deur wat God vir jou oopmaak, kan niemand toemaak nie, geen mens. Kan nie. Maar dit sal 'n bietjie oneerlik wees om vir God te vra om 'n deur oop te maak as ons nie bereid is om hom toe te laat om 'n deur toe te maak nie. Ek het ook al gevra, Here, asseblief laat daai deur toe gaan asseblief. Want daardie deure wat God toemaak, sou dalk valstrikke gewees het vir jou. Sou dalk vir jou gelei het na plekke waar ons nie regtig moes gegaan het nie, of plekke wat nie vir jou bedoel is nie. En dan vra ons, Here, hoekom het hierdie deur toe gegaan? Want hy weet beter. Vertrou hom, trust hom. Wanneer God 'n deur toemaak, dan voel dit vir ons, dit werk ons nou teen 'n wonderwerk, is 'n anti-wonderwerk. Maar wat vir ons na 'n terugslag lyk, na iets slegs wat nou met ons gebeur het, want God het nou weer die deur gaan toemaak, is dalk God wat jou opstel vir iets baie groters,
wat hy wil laat gebeur, iets beter. Ek het dit al baie beleef in my lewe. Jy hoop vir een ding, dan gaan hy deur toe jy dink, okay. En dan gaan daar iets baie groters oop. Die doel van gebed is nie vir 'n wonderwerk, vir 'n oop deur vir ons nie, en ook nie die genesing van 'n geliefde nie. Die uiteindelike doel is God se heerlikheid, the glory of God. Dit gaan nie oor ons nie. Ek weet nie as julle nou gedink het hierdie wêreld draai rondom ons, dit doen nie. It's all about him. En wanneer ons dit gaan vergeet, is dit vir ons baie moeilik om deur sekere omstandighede te kom, want arme ek. Hoekom ek? Here, hoekom het ek nie daai werk gekry nie? Hoekom het hierdie nog nie gebeur nie? Die wil van God is die heerlikheid van God. God se glory. Die wat saam by Passion konferensie was, Louis Giglio het hoeveel keer gesê, dis nie jou wil nie, dis jou wil moet die wil van God wees. 1 Tessalonisense 5 vers 18, ek het al 'n boodskap daaroor gebring laas jaar iewers. Die woord sê, vers 18 sê, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is God se wil vir julle in Christus Jesus. En ek onthou toe ek dit die eerste keer gelees het, het ek vir die Here gevra, Here, moet ek dan nou dankbaar wees dat my pa oorlede is toe ek 22 is? Hy het nie eens my kinders gesien nie. En dan dink ek, maar as dit nie was vir daai kanker, hy was terminaal toe hulle dit uitgevind het, dat God het dit toegelaat. En ek het baie gestoei daarmee, maar ek besef dat as dit nie 'n ingryp in sy lewe was nie, dan het hy nie in Pretoria in daai verwoerd hospitaal beland nie. Dan het die predikant van Linwood Rift nie my pa elke dag besoek nie, en dat hy nie my pa na die Here gelei nie. So dankie Here, dat binne in daardie omstandighede, wat sleg was, het 'n wonderlike ding gebeur. Dit is hoekom moeilike omstandighede nie kan keer om God se wil te doen nie, binne in daai slegte omstandighede. Niks kan jou keer nie. Want ons kan God verheerlik onder enige en alle omstandighede, selfs binne in die sleg tye. Ek glo dat binne in sleg tye wat daai ouers met hierdie blinde seun kon hulle het ook die lewe dalk geniet. Dit was nie net al sleg nie, binne in die sleg van die blindheid. Maar nou is 'n paar mense hier wat kinders het. En ons wil tog so graag ons kinders beskerm, né, teen pyn en lyding. En soms wil ons wil hulle soms nie toelaat dat hulle pyn en teleurstelling hê nie, maar ons moet dit soms doen. Want soms het pyn en lyding, moeilike tye, dit leer hulle resilience. Dit leer hulle, soos die Amerikaners praat van grit, om uit te hou en aan te hou, maar dit is ook 'n heiligende uitwerking, want dit trek hulle nader aan die Here, en dat hulle leer om op hom staat te maak, en dat hulle ook leer, nie hulle wil nie, maar sy wil. Ek het gisterand, ek het net vir Marita gesê, ek het gisterand daai oomblik beleef, en ek het gelê, en ek het gedink, Here, ek het nou hierdie in die boodskap, en nou kom toetsie my. Want my seun het gisterand, hy het baie swaar gekry, 'n vriend van hom, 'n skoolvriend van hom wat saam met hom werk, het laasweek sy lewe probeer neem. En hy sê vir my, maar hy gaan nou gisterand, sê hy vir ons, hy gaan gou uit, hy gaan saam met hulle 'n drankie drink, saam met die twee wat saam met hom by die vorige company gewerk het, wat nou saam met hom werk, en die een was nou saam met hom op skool ook. En ek sê vir hom, maar onthou net, dis nou laat aand, moet asseblief net nie oor 'n limit drink nie, ek weet jy gaan nie, maar asseblief, want jy moet op die pad gaan. En is laat aand. En is van Brackenfell Durbanville toe. En hy sê, mamma, ek sal nie. En ek sê vir Johan op 'n stadium, kom sy nog hier nie, 9:30, hoekom sy nog hier nie, 10:00, hoekom sy nog hier nie, en ek besluit, ek gaan nou nie soos 'n naggende ma wees, ek gaan net 'n boodskapie stuur, en sê, as jy okay, ry veilig, ons gaan nou slaap. En hy stuur vir my terug, mamma, ek is baie lief vir jou, moenie bekommerd wees nie, ek het nie te veel gedrink nie, ek is actually klaar, ek kuier net nog so 'n bietjie saam met hulle, en dan gaan ek ry. En ek moes vir die Here sê, dalk, hoor gou hier, as ons doel is dat God homself deur ons kinders verheerlik, kan en mag ons nie elke probleem wegbid nie. As hy deur ons kinders na mense uitreik, en dat ons kinders dalk net dit wat hy vir daai persoon wil sê, dat ons kinders daai boodskap gaan oordra.
Wie's ons om vir hulle te sê, asseblief, moenie gaan nie, bly liewers hier, want as God hom gestuur het, dan moet hy gaan. Maar dit beteken nie dat ons mag nie vir ons kinders 'n veiligheid bid nie. Ons mag nie vir hulle beskerming bid nie. Natuurlik mag ons. Maar ons moenie dink dat dit God se wil, as ons God se wil bid, dat dit 'n versekeringspolis is dat niks met ons kinders gaan gebeur nie. In die Hebreërs 11 is 'n verskriklike lang, dit dit klink goed en dan raak dit 'n bietjie wreed. So ek gaan nie die hele ding vir julle lees, ek gaan net so 'n samevatting vat. Ons lees van Gideon en Barak en Samson en Jefta en Dawid en Samuel en van die profete wat deur geloof koninkryke oorwin het. Leeu's se bekke gesluit het, vlamme geblus het, swakhede in krag verander het. Maar dan as jy verder aan lees, kom daar by vers 35. Dan leer jy lees jy hoe hulle gespot was, gegeesel was, in die tronk gegooi was, sommiges met klippe doodgemaak, en 2 gesaag en met 'n swaard doodgemaak. So hulle het in God se wil beweeg, goeie dinge gedoen, maar wrede dood gesterf. Was nie die helfte van wat hier gebeur het die wil van God en die ander nie? Net die wat die leeu's van die bekke van die leeu's gesluit het, was dit in God se wil? Of was hulle almal in God se wil, selfs die wat in 2 gesaag en gestenig was? Die wil van God beteken nie dat jy gevrywaar is, dat jy soms onveilig gaan wees nie. In werklikheid kan die wil van God soms jou lewe kos. Maar as God die eer kry, dan is die doel bereik. En die ewige beloning, nie hier nie, in die ewigheid, daai beloning sal die opofferinge regtig die moeite werd maak. Maar dit is moeilik vir ons om met ons breine te verstaan dat hierdie slegte goed soms hier gebeur. So, dit op gaan kyk, as ons nou 'n lys met opstel van God se goedheid, dan mag daar dalk nou goed op hierdie lys wees, soos, en dan kan julle dalk nog baie byvoeg, God is steeds soewerein. Maak nie saak wat nie. So terwille van die Engelse mense, the sovereign God, hy is die hoogste gesag, hy het die allerhoogste, alomteenwoordigende gesag, en hy is van geen ander gesag afhanklik nie. Die hoogste. Geen mens kan hom nie, hy is die hoogste. Hy ken nog steeds my en jou naam. Hy weet presies wie ons is. Engele antwoord steeds op sy roepstem wanneer ons tot God bid. En ons vra asseblief, Here, stuur 'n engel om te gaan bewaak. Hy luister. Jesus se dood red steeds siele. Vandag nog, die goedheid van God. Die Gees van God woon steeds in sy mense. As jy hom ingenooi het, is hy in jou. Tragedie, slegte goed, is soms die werktuig vir sy volmaakte wil. Dink maar aan Job. Ons weet nie wat die blinde man se ouers, ons weet nie veel van hulle nie, maar dis nie moeilik om te dink dat hulle moes bitterlik teleurgesteld gewees het toe hierdie baba gebore is en hy's blind nie. Hulle moes aanvaar dat hy nooit met sy oë sou kon sien nie. Moes vir hulle moeilik gewees het. En ek glo ook dat hulle ook baie waarom vrae gehad het, want nog nooit het ons gelees in die tyd is daar iemand genees wat blind gebore is nie. En daai waarom vrae word nie altyd beantwoord nie. In sulke oomblikke is daar net een ding wat 'n mens kan doen. Val volledig op die genade van God. Want God is goed. Altyd. En hy is God goed. Maak nie saak wat nie, in watter omstandighede. Hy sê dat ons moet in alle omstandighede, nie vir nie, in alle omstandighede, dankbaar wees. Wanneer slegte dinge gebeur, is dit baie maklik om te sê, maar ek is 'n slagoffer. Kyk wat het met my gebeur. Maar ons is nie slagoffers nie. Die blindgebore man was ook nie 'n slagoffer nie. Hy was 'n oorwinnaar. Ek en jy is oorwinnaars deur Jesus Christus. Ons is nie slagoffers nie. Ons is oorwinnaars. Jy mag dalk eindig met baie meer vrae as antwoorde, soos die blindgebore man. Maar as ons vir God 'n halwe kans gee, dan sal hy vir jou 'n tweede kans gee. Al kon hierdie man wat blindgebore is die eerste helfte van sy lewe glad nie eintlik, hy kon nie sien nie,
Hy kan ook nie daai helfte van sy lewe kan hy terugkry nie. Dat hy nou weer teruggaan en van kleins af kan sien nie, maar daai tweede deel van sy lewe, glo ek, dat hy dalk dubbel soveel meer kon geniet. Geloof is nie net 'n manier van leef nie. Dit is ook 'n manier van sien. Want as ek glo, ek kan nog nie sien wat gaan gebeur nie, maar ek glo. En die ou mense, die ou gesegde gesê, sien is glo. Ek gaan eers glo as ek dit gesien het. Maar wat eintlik baie meer waar is, glo is sien. Hoe weet ons God is waar? Hoe weet ons Jesus het regtig aan 'n kruis gesterf, behalwe as ons nou in die woord ingaan en ons gaan Israel toe en hulle wys vir ons alles daar. Ons glo dit, nog sonder dat ons hom fisies gesien het. Dis geloof. Nadat Jesus verklaar het in Johannes 9, hy het gesê, ek is die lig van die wêreld. Hy het op die grond gespoeg, modder gemaak met sy speeksel en het op die blindgebore man se oë gesmeer. Nou as ons teruggaan na Genesis toe, vorm God die mens uit stof uit. Hier spoeg hy op die stof. Hy maak modder en dit bring sig voort. Die een wat alles geskep het, alles wat jy sien met jou oog, en ook dit wat ons nie kan sien nie, het hy geskep. Jesus se genesings bevestig sy identiteit. Want daar's mense wat dit gesien het. Hulle was teenwoordig. En hy nooi mense uit om dieper oor hom na te dink. Die God wat 'n blindgebore man kan genees. Nie die biologie, die medies rondom dit. Kan hy doen met speeksel en modder. Vooroordele, wanneer ons dit, is dit regtig waar, het die mense regtig gesien, dit kan nogal geestelike insig, kan dit belemmer, soos die fariseërs wat vasgevang was in hulle eie reëls, en hulle kon nie hierdie wonder ervaar nie, inteendeel, hulle het baie objeksies gemaak daaroor. Maar ons moenie vashou oor die hoe dit gebeur het, die punt is, God se mag. Daar's niks, maar niks, wat hy nie kan doen nie. Niks. As so baie ander van Jesus se wonderwerke, het hierdie ene ook 'n opdrag, gaan en was jou in die bad van Siloam. Gaan. Hy het dit gespreek. Daar gaan soveel goed in die stem wat gaan, wat trek, goed wat gebeur sodat ons kan hoor. Klank wat trek, daar's baie dinge rondom dit wat ek ook nie verstaan nie. Maar as daai man het gegaan en hy het hom gaan was in die bad van Siloam, Jesus het nie net sy oë genees nie, hy het sy waardigheid vir hom teruggegee, want ander het gesien, wow, die ou kan sien. Want ek dink hulle het op hom neergekyk, jy is blindgebore, jy is nie soos ons nie, jy sien nie wat ons sien nie. En as hy nie daai geloofstap gedoen het nie, Jesus het gesê, gaan, en hy het gegaan. Dan sou hierdie wonderwerk dalk nie gebeur het nie. Maar die Bybel is baie duidelik oor die volgorde van hierdie wonderwerk. Hy het teruggekom en hy kon sien. So hy het gegaan, hom gewas, hy het teruggekom en hy kon sien. Nou ons, ek en jy, ons kan nie wonderwerke vervaardig nie. Maar ons kan gaan en onsself gaan was. Dis een stap van gehoorsaamheid kan jou oë oopmaak. Een stap om my eerste tree te gee. Een stap kan 'n vloek omdraai in jou lewe. En een stap kan 'n nuwe hoofstuk in jou en my lewe begin. Maar as jy bereid is my tree te gee. Die vraag is, gaan jy vandag blinde gehoorsaamheid hê en na die een stap gee, daai een tree? Kom ons bid saam. Dankie Vader vir wonderwerke. Dankie dat ons kan sien hoe U werk. Dankie dat ons kan dit in ons lewens beleef. Dankie dat ons kan hoor en sien van ander se getuies, die getuienisse van hoe U in hulle lewens gewerk het. En ons weet dat dit waar is. Want wanneer die lig van Jesus val, dan verander alles. Dankie dat ons weet, U is met ons.
is by ons, U los ons nooit alleen nie. Dankie dat U vir ons kom wys deur hierdie, wanneer ons geestelik ook blind is, wanneer die lig van Jesus kom, dan kan ons dieper kyk en 'n beter verstaan van God hê. Maak ons geestelike oë en ore oop, Vader. Dat ons U woord kan indrink, dat ons 'n dieper kyk kan hê en 'n beter verstaan. Dat ons U kan beter leer ken. Dankie dat U so besorgd is oor ons, en dat U ons as genoeg sien, meer as genoeg, waardig genoeg, dat Jesus aan 'n kruis vir ons gesterf het, sodat ons die ewige lewe kan hê, sodat ons by U kan kom rus, eendag. Ek vra dat U met elkeen van ons wat hier sit en hulle wat aanlyn luister, dat U met ons in hierdie week sal saamstap, en dat U deur ons sal werk na ander. Wanneer ons 'n woord van bemoediging moet gee, of 'n traan moet help afvee, of 'n drukkie moet gee, of sommer net by iemand moet sit. Dat U deur ons werk, deur ons hande en deur ons stem, en dat ons sal luister, dat ons sal sien. Bid dit in die naam van Jesus. Amen. Mag dit 'n wonderlike week vir elkeen van julle wees. Ek dink ek het hier 'n getuienis wat gaan kom. Kom. Julle ons sal toelaat. Kan ek hierdie van gee? Goed, daar kom 'n handmic vir jou. Ja, nee. Jy mag maar huil as jy wil, hoor. Kom gee Paul. Is hy nie wel? Julle, almal wat my ken, of weet 'n jaar en 'n half terug is Philip my man dood aan kanker. En 3 maande later toe ek gediagnoseer met 'n kwaadaardige gewas. En ek moes 'n jaar se chemo deurgaan en ja, ek kan getuig al die nagte wat ek alleen geworstel het en die Here gesweek het. En Vrydag het ek gehoor ek is heeltemal gesond. Ek is 100% genees. So ek 'n vreemde vrou het na my toe gekom eendag en wat ek van geen kant ken nie en haar hand op my skouer gesit en vir my gesê jy's volkome genees. Die Here sê vir my ek moet dit vir jou sê. Ek het gevoel hoe die Here in die nag op my bed kom sit en aan my raak. En dit is net 'n ongelooflike pad en ek wil net vir almal sê, moenie ophou bid nie, moenie ophou glo nie. Die Here leef. Die Here leef. Ek sien baie mense by die chemokamer wat kom en dan sien jy hulle nie nooit weer nie. So ek is so geseënd en ek glo die Here gaan my gebruik om te getuig vir hom. So ek wil dit net graag gedeel het met julle. Dankie. Dankie Deleen.